Baie dankie, goeiemôre almal. Dis daarom nie die eerste keer wat ek hier is nie. As my bene bewe, ek het met die motorfiets gekom en dit was koud. Ek wil graag ons begin met die kindermoment. Waar is al die kinders? Kan ek net steek gou julle hande op? Waai sommer so vir my. Sien ek nog daar agter sit ook. Ek gaan julle nou nie vorentoe roep nie, want dis nou ons het nou te veel drade hier voor. Maar ek wil hê julle moet kyk na dink aan mense in Mosambiek, die kindertjies van Mosambiek. Ek gaan vir julle so 'n paar foto's wys van hoe lyk dit daar. Kyk daai, sien julle nou daai prentjie? Dis ons Sondagskool. As soos julle Sondagskool het, dis waar hulle Sondagskool het, buite onder die bome op die klippe. En dan's daar twee mans wat hulle nou die kindertjies stories van die Bybel vertel. En dan sal julle sien verder, daar is, weet julle wat is dit? Kan julle sien wat is dit? Daar's 'n man daar binne in. Hy loer vir ons daar uit. Kan julle sien wat is dit? Dis 'n badkamer. As jy wil gaan bad, dan gaan jy daarin. Aan binnekant lyk dit so. Jy staan so op die klippe en dan's daar 'n bak water. En daar's 'n bekertjie, dan skep jy nou die water hier onder en dan gooi jy dit oor jou kop. En dan smeer jy jou nou seep en dan vat jy weer die water en spoel jy jou so af. Maar hulle maak die water vir jou lekker warm ook. Hulle maak dit warm op 'n vuur en dan gooi hulle dit vir jou daarin en dan gaan bad jy daar binne. Maar jy moet nou nie die klippe mistrap of langsaan in die modder trap as jou voete weer vuil. Dis soos 'n badkamer lyk. Hoe vergelyk dit met julle badkamers? Ek dink hierdie is beter. Dis vir my baie beter as so 'n blink ene. Daar is 'n toilet. Aan die binnekant lyk hy so. Jy gaan sit so op jou hurke. Maar jy moet net mooi mik. Want die gat is nie baie groot nie. Dis soos 'n toilet werk in Mosambiek. En dan daar sien julle die vroet en wets van Mosambiek. As jy nou jou groente en vrugte wil gaan koop, dan gaan koop jy dit nou daar. En dan daar so, kan julle sien wat is daar op wat verkoop hulle daar? Dis sulke sosaties. Maar wat is op die stokkie van daai sosatie? Julle kan seker nie sien nie. Dis muise. Hulle braai hulle so in die olie en dan eet jy soos ons sendingsekretaris sê, jy eet die hele muis net soos hy is met net sy hele lyf en sy velle, hare en alles eet jy net so. As jy spoeg net die voortuintjies uit. As jy in die sending is, eet jy saam met mense partykeer goed wat jy nie gewoond is om te eet nie. Nou, kan julle sien wat is daai? Dis 'n slang daai. Ons het maar heel wat slange daar, veral in die beginjare was daar baie slange. Daai sendeling vrou wat nou in Nankala is, sy het nou daai slang in haar hoenderhok gevang. Ek dink sy het 'n paar minder hoenders oor. Dis soos 'n kombuis lyk. Daar maak jy kos. En jy nou op die vuur en dan sit jy jou potte daarop en dis nou ons ontbyt daai een het 'n vol pap. Hulle maak hom vol pap, hierdie so stywe mieliepap. En die ander ene dalk 'n bietjie boontjies in of so iets of as ons gelukkig is kry jy 'n hoender en dan braai hulle vir jou die hoender so in een van die potte so op die vuur en dan roep hulle jou vir ete en dan gaan sit jy op die grond en eet met jou hande. Jy eet nie met 'n lepel of 'n mes en vurk nie, jy eet met jou hande. So almal hulle bring so 'n emmertjie na jou toe en dan was jy eers jou hande dat dit skoon is. Dan gaan sit jy plat op die grond en dan eet jy so uit die pot uit jou pap en jou hoender. Ek moes een keer 'n nagapie eet, dit was nie lekker nie. Ek het so die handjie in my bord gekry. Daai is 'n kerk. Dis soos 'n kerk in Mosambiek lyk. En dan daai is 'n skool. Nou julle weet dit reën ook baie keer dan is daar nie skool nie, want dan kan hulle nie skool hou nie. Maar dan reën die borde skoon, dan kan hulle nie skryf op die borde nie. En dis soos van die paaie lyk.
Sien, sal julle met 'n kar oor daai brug hier ry? Nee, ek het al in daai gat geval wat jy daar sien met die een wiel. Dan moet jy maar weer daar op uittel en dan kan jy weer verder ry. En dis soos die N1 in Mosambiek gelyk het op 'n stadium. Jy ry so deur die moddergate op die N1, dis die grootste en die langste pad in Mosambiek, soos ons N1 in Suid-Afrika. Nou daar's baie kinders, hulle speel met enige, jy moet jou eie speelgoed maak, jy kan nie sommer net daar's nie, jy kan nie gaan koop plastiek speelgoed en so aan, jy maak jou eie speelgoed. En daar kan jy nou van die speelgoed sien wat mense maak. Nou daai kinders, wat dink julle het hulle die nodigste? Hoekom gaan ons soontoe om wat te doen? Wat moet ons gaan doen daar? Ja, dit is baie nodig. Geld, sê hy, dat ons huise kan kry, dat hulle kan badkamers kry. Nou, dis baie nodig, want baie keer is mense arm, hulle het nie die goed nie. Dan moet mense hulle met geld help. Partykeer moet jy vir hulle help om iets te bou of iets te begin. Wat nog dink jy het hulle nodig? Nou, skool ook, ja. Ordentlike speelgoed. Ja. Wat sê die ander? Wat het mens nog nodig? Wat dink jy dat daai kinders nog nodig? Kombuis? Ja. En 'n skool. Dis reg. As jy nou daai kindertjies so kyk, wat het hulle die heel meeste nodig? Wat is die heel belangrikste ding in die lewe? Ja. Die klere natuurlik, baie dankie, dit is waar, ja. Vir Jesus. Kan julle mens kyk so maklik na die goed wat hulle nodig het hier op die aarde, né? Die kos en die klere en die goed wat jy kan sien mense mee swaar kry. Dis baie waar en ons moet daarmee help. Maar sê nou maar hulle het al die goed wat ons vir hulle kan gee. Maar hulle het nie Jesus nie, wat gebeur dan? Ja, dan gaan hulle in die hemel toe nie. Dan is hulle verlore. En daarom, al hierdie ander goed wat ons gee is baie belangrik, maar as ons nie vir hulle vir Jesus bring nie, dan is mense verlore. En daai kindertjies het Jesus nodig. So ons moet vir hulle Jesus bring. En Jesus is die enigste boodskap wat vir altyd daar is. Sy woord wat ons vir hulle bring is nog vir altyd daar en sal nog vir altyd daar wees tot ons eendag by hom is. En hy stuur ons uit om hierdie woord te gaan verkondig. Dis vir ewig. Sy woord is ewig. Kom ons lees gou wat staan daar. Here, die dinge wat U vir ons gesê het is altyd waar. Dit staan vas in die hemel en dit verander nooit. Vir ewig, Here, slaan U woord vas in die hemele. U bly dieselfde vir elke geslag. Ons verander baie hier op die aarde. En ons gaan deur verskeie tye, maar van die vroegste jare tot vandag toe en nog tot die Here weer gaan kom, is die Here nog altyd dieselfde en sy woord sal nooit verander nie. Die boodskap wat ons moet bring verander nooit nie. In baie omstandighede moet ons dit op ander maniere bring en op ander maniere goed vir mense help mee. Maar sy woord en sy basiese boodskap van redding verander nooit nie. Dit bly dieselfde. En almal moet dit weet. Woord van God is ewig, ja die woord van God is waar. Die Bybel is die woord van God, sal dit in my hart bewaar. Die woord van God is ewig, ja die woord van God is waar. Die Bybel is die woord van God, sal dit in my hart bewaar. Die woord van God is nie te hoog, die woord van God is nie te ver. Die woord van God is naby my, in my mond en in my hart. Want die woord van God is ewig, ja die woord van God is waar. Die
Ek wil vir ons 'n versie lees uit Daniël 2 uit vir 'n fotum. Mag die naam van God geprys word, van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge. Hy weet wat in die duister is en in die lig woon by hom. Hierdie God kom vanmôre en soos in elke erediens en waar ons ook al gaan, is hy die eerste een wat met ons praat, voor ons nog met hom kan praat. En hy kom sê vir ons, genade en vrede van God die Vader, van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n loflied saam. Die eerste lied is lied 175, Majesteit, glansryke heerlikheid, en dan Halleluja, U is koning. En as ons so God loof, beteken dit aan die een kant ons gee eer aan hom, maar aan die ander kant beteken ook ons onderwerp ons aan hom. Ons erken hom as die een aan wie ons onderwerp. So kom ons sing die lied met daardie gesindheid. Hemelse Vader, ons is nie hier vandag net alleen nie, maar ons is hier saam met U. Ons wil erken, Here, dat U 'n realiteit in ons lewens is. En ons wil ons afhanklikheid bely en erken. Ons kan nie. Dit wat in hierdie lewe gebeur is te groot vir ons. Die uitdagings en die versoekings en die verleiding is meer as wat ons kan hanteer, en is nie net buite ons nie, dis ook binne in ons. Ons kan nie sonder U lewe nie. Ons het geen toekoms sonder U nie. En Here, die wêreld wat in die duisternis het ook nie hoop sonder U nie. En daarom, Here,
Alles begin by U. En ons wil vir U gee, onsself, en ons weet nie hoe U dit doen nie, Here, maar U maak ons U verteenwoordigers om U hoop en lewe en koninkryk hier op hierdie aarde te vestig. Here, wil U ons dan help en met ons praat soos U wil, nie soos ons wil nie. Ook in hierdie erediens. Amen. Kom ons sing nou nog 'n lied. Die lied is Wonderbare Koning, Heerser oor die skepping. So lank wil naslaan, ons gaan lees uit Matteus 22 vers 1 tot 14. Matteus 22 vers 1 tot 14. Ek gaan lees uit die ou vertaling. Matteus 22 vers 1 tot 14. Maar voor ons lees, kom ons word stil voor Here en vra dat hy met ons sal praat. Here, ons weet dat hierdie woord vir ons uit ons eie krag en ons eie verstaan nie in ons harte kan praat soos wat U wil hê dit moet praat nie. As U Gees dit nie doen nie. Wil U deur die Gees met ons in die verhouding wat ons met U het op 'n persoonlike manier elkeen in ons harte U stem laat hoor. En wil U vir ons dit openbaar wat U vir ons wil sê. In Jesus se naam. Amen. Ek lees Matteus 22 vers 1 tot 14. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê: Die koninkryk van die hemel is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep. En hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Maar hulle het hulle daaraan nie gesteer nie en weggegaan. Een na sy eie stuk land en die ander na sy handelstaak.
En die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir die diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van tande. Want baie is geroep, maar min uitverkies. Ons lees tot sover. Hierdie boodskap is geskryf in 'n tyd waar Jesus met die kerkleiers in konflik was. Met die mense, die fariseërs en die sadduseërs en die skrifgeleerdes, hulle wat die woord geken het, hulle wat die wet geken het, hulle wat geweldig baie moeite gedoen het om elke reël en regulasie na te kom. Hulle het vaste rituele gehad. Hulle het baie gebid. Hulle het offerandes gegee. Hulle het baie moeite gedoen om elke reël na te kom. Vastye gehad. Waar hulle kos gelos het en vir tye lank gebid het en gevas het. Hulle het die feeste onderhou. As daar byeenkoms was vir hulle godsdiens, dan was hulle daar. En tog het hulle met Jesus gebots. Hulle het hom nie aanvaar nie. Hulle het hom verwerp. Hulle het 'n ander Messias verwag. Hulle verwagting was nie wat God wou gee nie. Hulle het 'n koning Dawid verwag wat met mag en geweld al die vyande gaan verslaan en doodmaak, sodat hulle vry kan wees. Sodat hulle rykdom kan geniet en goeie lewens kan hê. Hulle het so 'n koning verwag. En dit was nie wat God gebied het nie. Hier kom Jesus en hulle verwerp hom. Hy sê vir hulle, ek is die seun van God. Hulle glo hom nie en hulle sien hom as eintlik die ketter wat hulle sisteme en hulle konkretiseer en hulle sisteme kom de mekaar maak. Hulle planne kom de mekaar maak. Dit kan nie wees nie. Hulle aanvaar nie vir Jesus nie. Jesus word die struikelblok. En baie mense, en dan begin mense agter Jesus aanloop, nou word hy hulle bedreiging en as 'n jaloesie en as alles wat mense mos nou aan kan dink. En hulle verwerp Jesus. Nou wat was hulle strategie? Wat was die kerkleiers se strategie? Hulle het 'n goeie strategie gehad. Jy weet in die weermag het hulle mos altyd gesê wie, wat, waar, wanneer, hoe en wat daarna. Nou kan julle indink wie was die wie en wie was die wat? En dis die wet en die onderhouding daarvan ensovoorts en die verwagting van die koning Messias wat gaan kom en wat hulle moet doen sodat hulle aanvaarbaar vir hom sal wees ensovoorts. Dis hulle wie, wat, waar, wanneer, hoe en wat daarna. Toe kom Jesus en sy strategie lyk anders. As ons die wie, wat, waar, wanneer, hoe met Jesus moet antwoord, is die antwoorde nie dieselfde nie. Jesus kom sê vir die kerkleiers, julle is verkeerd. Julle dink julle is reg, maar julle is nie. Julle verstaan nie wie ek is en wat ek kom doen nie. Ek wil vir julle iets anders wys. Groter is, volg my, leer by my.
Ek wil julle die pad wys. Moenie gaan soos jou verstand jou lei nie. Moenie gaan hoe jou tradisie vir jou sê nie. Kom, volg my, ek gaan jou wys. Hoe lyk die wie, wat, waar, wanneer, hoe en wat daarna, en ek wil daarby sit ook 'n hoekom. Ek gaan vir jou sê hoekom, en waarom, ensovoorts. Wat is die verskil? Nou nooi hy hierdie mense, nou kom Jesus en hy wys in hierdie gelykenis vir hulle, julle was die mense na wie ek toe gekom het, maar julle het my nie aanvaar nie. Julle het julle handelsake gehad, en julle grond gehad, en julle het julle sake gedoen. En ek het gekom en julle het my nie aanvaar nie. Ek het julle kom nooi, en julle het nie gekom nie. En toe gaan nooi ek mense op die strate. Enige, goed of sleg. Wat 'n interessante opmerking is. Goeie en slegte mense. Gaan nooi na die strate. Maar hulle het gekom. En toe hulle gekom het, het hulle 'n kleed gekry om aan te trek. En daai kleed is die simbool van die verlossing wat hulle ontvang het. En daai kleed van Jesus het hulle aangetrek. En hulle is deel van die bruilof geword. Hulle het hulle rigting verander. Hulle het waarmee hulle besig was gelos en in 'n ander pad begin loop en na die bruilof toe gegaan. Party het nou dalk nog gesê, maar goed, ek kom met my eie klere. Kyk, hierdie klere van my is mooi gestryk en is mooi netjies. Ek sal vir julle wys, ek is 'n goeie mens. Ek sal hierdie klere van my dra, ek hoef nie 'n kleed te hê nie, het een van hulle gesê. En hy trek nou maar, hy sê my klere is dalk al 'n bietjie blink gedra, maar hulle is netjies en goed opgepas, hulle is gewas, hulle is skoon, hulle is gestryk, jy sal die nate kan sien, hulle is goed. En die Jesus wat sê, maar hoe het jy ingekom sonder 'n kleed? Jy kan nie op jou manier die hemel inkom nie. Jy kan nie jou manier God se bruilof bywoon nie. Dit werk nie. Ek gee jou 'n kleed. Ek kom gee dit uit genade vir jou. Jy moet dit vat. En jy moet so die kleed dra. Jy moet wat ek vir jou gee dra. En my verlossing moet jy vat. En dan kan jy deel wees met vrymoedigheid aan hierdie bruilofsfees. En is interessant, nie goed of sleg nie, en dit sien ons in Mosambiek. Jy sien dit in die kerk, jy sien dit in baie plekke, waar mense kerk toe kom, met ander redes, en baie keer goeie dinge doen, nie terwille van die liefde vir die naaste nie, maar terwille van, baie keer maar jouself. Want jy wil graag van wys ek is 'n goeie mens en jy wil vir die Here wys jy's 'n goeie mens. Jy dra jou eie klere. Jy dra jou eie netjies versorgde klere. En jy gaan na hom toe met dit wat jy bied, maar terwille daarvan om erkenning by hom te kry. En dis nie hoe die Here werk nie. Iemand het eendag verduidelik hoe werk wat is die goeie nuus? Hy sê dit is soos in die Ou Testament toe 'n koning uitgegaan het met sy oorlogwaans en hy gaan maak oorlog. Nou vat hy mense saam, boodskappers, want daar was nie selfone of ietsie dan. Daai boodskapper, daai naam vir daai boodskapper is eintlik engel. En hy sê, dan vat hy hierdie mense saam en dan gaan maak hy oorlog. En as hy die oorlog verloor het, dan moet die boodskappers teruggaan en vir die mense sê, stel die mense daar op, kry kos en water, maak die deure toe, seël af. Ons is op pad terug, maar ons het verloor. Maar as hy gewen het, is dit die goeie nuus wat hy bring. Dan sê hy vir die mense, die oorwinning is klaar behaal. Julle hoef dit nie te behaal nie. Ek gee dit vir julle, dit is behaal. Ek kom terug. Julle hoef nie mense uit te sit nie. Julle hoef nie al die harde werk te doen nie. Julle hoef nie iets te bewys nie. Ek kom terug om saam met julle fees te vier. Wag, ek is op pad. Dis die goeie nuus.
Jy hoef nie nou meer iets te verdien nie. Ek het die oorwinning behaal, wat jy nie kan behaal nie. Wat ons nie kan behaal nie. Ek kom nou terug en ons gaan fees vier. Dis waartoe ons op pad is. Die enigste goeie werk wat daai mense gaan doen, is uit lofprysing vir wat reeds behaal is. Is nie omdat ek nou eers 'n Christen en 'n beter mens moet word nie. Ek is klaar dat die oorwinning aan my gegee deur die koning. Dis die goeie nuus. So ek hoef nie nou meer vir Jesus en vir God te gaan sê ek moet nou beter wees om 'n Christen te wees nie, want ons is baie geneig om so te dink. En die Mosambiekers ook. Hulle kom met verskillende redes na die kerk, niks dat hulle partykeer so staan dat 'n ou daar voor staan en sê vir hom, jy's nou iemand wat kerk toe kom, maar jy ken nie die Here nie, maar jy kom kerk toe. So hoekom kom jy dan kerk toe? Jy kom hier om die kerk te kritiseer want jy hou daarvan om kritiek te gee. En jy wil kom kyk en foute soek en kritiseer. Nou vra ek vir hulle, is daar sulke mense in die gemeente en sê hulle vir my, ja, daar is. Seker is hulle baie of min, en sê nie, daar's baie van hulle. Dan sit ek nog 'n ou daarbo, ek sê, hierdie ou kom kerk toe want hy wil iets ontvang. Hy wil iets hê. 'n klere of skoene of 'n Bybel. Maar hy ken nie die Here nie, maar hy's in die kerk. Is daar sulke mense in die kerk? O ja, daar's van hulle. Hoe baie is hulle? Nee, hulle is nou nog meer. En sê ek wil, hier kom nog 'n ou kerk toe, maar hy ken nie die Here nie, maar hy wil 'n begrafnis hê. Hy wil gedoop word, hy wil al die goed van die kerk hê, maar hy ken nie die Here nie. Want die begrafnis is baie belangrik. Hulle wil nie alleen doodgaan nie. Sê ek, goed, is daar sulke mense? O nee, hulle is nou nog meer. Dan sê ek vir later, hier's 'n ander ou, hy loop met die Bybel. Hy kom kerk toe, hy doen al die goed reg. Hy preek ook, en as hy bid, raak almal moedeloos, want jy weet, hy gaan lank bid. En hy gebruik mooi woorde en lang woorde. Sê, hy kom kerk toe, en maar hy ken nie die Here nie. As hy bid hy praat nie met die Here nie. Hy bid net. Is daar sulke mense? Nou is dit 'n bietjie stiller in die gemeente, en sê hy vir my, ja, daar's ook sulke mense. Hoeveel is hulle? Nee, hulle is ook maar baie. En dan sal ek nou 'n lyn trek aan, en sê ek, hier's nou 'n ander man wat kerk toe kom. Nou staan hy nou al so 'n hele ry hier voor. Sit ek hom ook daar voor en sê, hy kom kerk toe, want hy ken die Here. Hy praat met hom daar by die huis. Hy vra vir hom elke dag, en hy vir raad en bystand. Hy maak baie foute. Is nie perfek nie, hy maak baie foute. Maar hy ken hom. Hy kom kerk toe. En hy kom nie leeg kerk toe om net te ontvang nie. Hy kom vol. Want hy het klaar met die Here gepraat. Hy ken hom. Hulle ken mekaar en die Here ken hom. En hy kom kerk toe. Op so 'n manier vra ek, is daar sulke mense in die kerk? En ek het al op plekke gekom en mense sê, hulle dink nie, daar's een van hulle hier nie. Ons kom baie keer met 'n klomp ander redes. En ons word baie, ek dink nie ons verstaan hoe sterk die wêreld se mag is nie. Sy invloed op ons lewens is nie. Mens kom met baie keer eers agter as jy met 'n ander kultuur besig is. En jy sien hoe hulle geesteswêreld en hulle maniere van dink, hulle gevange hou. En dan begin jy besef, maar ons lewe ook eintlik baie keer in so 'n wêreld. Maar ons ek kom dit eers agter toe as ek sien hoe dit met ander mense gebeur. En hoe verskriklik is dit, die gevolge daarvan, om Jesus nie te erken en nie om te aanvaar nie. Dis 'n afskuwelike prentjie wat geskep word, as ons hom nie erken nie. En ons kom baie keer met ons netjiese klere, goed uitgewerkte lewens en voorbeeld. Maar ken ons goed. En ons praat nie hier van kennis nie. Ek in Mosambiek laat staan ek een ou hier en ek staan 'n ander ou sê hulle ken nie mekaar nie. Wat moet hulle doen om mekaar te leer ken? Nee, hulle moet mekaar eers roep en dan sê maar wie is jy en dan ontmoet iewerster.
En dan begin jy gesels. Jy sê maar, okay, as jy nou ontmoet het, dan ken jy nog nie die persoon, maar nou begin jy gesels met hom. En soos julle kommunikeer, leer julle mekaar ken. Later begin julle goeie saam te doen. En dan later ken julle die persoon. As hy deur die straat afkom, as jy, o, daar loop, ek kan nog nie sy gesig sien nie, maar daai manier van loop ken ek, dis my vriend so en so. Die ken van God, die persoonlike ken van God, wat nodig is, die kleed wat aangetrek moet word, die genade wat ons moet ontvang vanuit hom. Dis die ken van God. En daai ken bring 'n reaksie in jou. As jy die genade van God ontdek, en sien ek wat in die strate was, wat dit nie verdien, wat nie 'n Jood was wat uitgekies is deur God nie. Ons is gekies, hy het ons kom roep, al is ons nie deel van die Jode nie. Ons is die heidene gewees van daai tyd. Ons het dit nie verdien nie, maar hy het vir ons kom roep. Ek onthou ek het eendag gepraat met in 'n gemeente, en ek sal julle die foto van die vrou wys, so 'n ouerige vrou. Sy is in die kerk en ons praat oor hierdie goed en ek sê maar, is die geloof vir jou? En sy sê nee, dis vir die wit mense daar ver in 'n ander land. Dis nie vir my nie. Ek weet nie eintlik hoekom kom ek kerk toe nie. Hierdie God is nie vir my nie. Hy het nie vir my gekies nie. Ons swartes hierso in Mosambiek, ons is ver van die Here af. Ons sal hom nooit kan leer ken, daar's nie 'n manier nie. So ek weet nie regtig hoekom kom ek kerk toe nie. En ek begin met die vroue in die hele gemeentetjie 'n pad stap en vir deur Efesiërs 2 te vat en te wys hoe Jesus na sy mense toe gekom het en laat hom nie aanvaar nie. En ek sê vir haar, vra vir haar, sy 'n Jood, sy sê nee. Okay, so dan was jy nou deel van die heidene. En ek sê, was ek 'n Jood? En toe sê sy nie heeltemal seker en sê op ek dink nee, jy was ook nie 'n Jood nie. Ek is ook nie 'n Jood nie. So ek en jy is nou in dieselfde bootjie. Ek is hierdie wit man hier so die sendeling, jy's hier in Mosambiek, veral vir 'n vrou wat nie geag word nie, wat nie baie werd is nie en wat ver van God af is en so sal doodgaan, dis die manier van dink, was nie gekies nie. En dan vat ek hierdie bruilofstorie ook. En ek sê maar, die Jode was gekies en hulle het nie gehoor nie. Toe kom nooi die Here vir ons ook. En hoe hy die skeidsmuur afgebreek het tussen die Jode en die heidene. En hulle een gemaak het. En die wat ver is en die wat naby is, het nou toegang tot God. En op 'n manier maak die Here haar verstand oop en sy verstaan dit. Dus 'n mens kan nie dit vir iemand anders doen nie. Die Here moet dit doen. En sy verstaan dit skielik, nê? En sy spring daarop. En sy sê, so die Here het na my toe gekom. En sy kom hardloop hier vorentoe, nou dis maar nou klei bankies en sand, stofvloer. Sy kom rol in die stof hier voor ons verby in die stof. En die dominee agter vir my sê, moenie worry nie, sy wys net haar vreugde. En hoe sy in blydskap in die stof kom rol en opspring en Here loof en agter gaan sit en dan praat ek so eentjie, dan kom sy weer. Die Here het in haar openbaar, ek het gekom vir jou ook. Al sit jy hier ver in Mosambiek en jy het dit nooit geweet nie. Maar ek het vir jou ook gekom. En dis die deurbrake waarin 'n mens, waar jy pleit by die Here om op 'n manier ons verstande te verander. Want ons 'n groot mens verander ons moeilik. En ons is al so vas in 'n sekere patroon van doen dat ons nie sien wanneer Jesus voor ons staan nie. En vir ons sê, hier is die pad, volg dit. Ek wil jou rigting verander. Dis nie te sê jy los jou besigheid of jou boerdery of so aan nie. Ek bedoel dit, ek kan daaroor baie stories vertel. Anton Roux wat nie met die lorries ry, hy het 'n bose besigheid gebou op 'n korrupte basis en mense verwerp en sy familie seer gemaak
En toe kom hy tot bekering en toe sê die wil hy die besigheid verkoop want is boos en dit vernietig mense en is nie tot eer van God nie. Sê hy vir hom, maar wie het vir jou gesê jy mag dit verkoop? Verander dit. En hy moes sy hele besigheid verander. En hoe sy besigheid klein bietjie verander het. Vandag, dan staan hy daar op en hy praat en hy getuig voor besigheidsmanne. En die ander manne staan een na die ander op en sê, ja, ons het gesien, vandag as jy besigheid hou met daai ou, dan sy integriteit. Sy mense maak baie keer foute, maar hulle kom terug en hulle sê vir jou, ek het so 'n fout gemaak, jammer. En die manier waarop hy sy besigheid het die Here se besigheid geword. En getuig van God. So, dit is nie dat mens iets moet los, altyd nie, maar daar kom 'n totale rigtingverandering in mense lewe. Die mense wat op die straat was, moes omdraai en wegdraai na God te loop. En jy kry 'n nuwe identiteit. Nou kan jy antwoord wie, wat, waar, wanneer, hoe en wat daarna en hoekom. En jou lewe word daar volgens deur sy gees bestuur. Dis nie meer jy wat dit bestuur nie. Liefde, vergifnis, vrede, vreugde, geduld, waarheid ensovoorts kom in mense lewe, maar in 'n ongemaklike plek, die wêreld. Want ons moet verstaan, as ek daar in Mosambiek is, die wêreld is mislei. Op verskillende maniere en verskillende kulture, maar die wêreld is mislei. En daarom, as jy God ontdek het, en jy begin uit hom te lewe, het jy 'n ongemaklike verhouding met die wêreld. Jy kan nie anders nie. As jy 'n gemaklike verhouding met die wêreld het, is daar fout. Ons kom in 'n ongemaklike verhouding met die wêreld. In Mosambiek werk dit so. Jy sal vir iemand vra en ek hou daarvan om so te begin. Dan sê ek vir hulle, hier's 'n ou wat 'n boerdery het langs die rivier. Nou sê hy 3 ouens langs hom plant op dieselfde tyd, dieselfde manier met dieselfde kunsmis ensovoorts hier langs die rivier. Maar die een ou se mielies groei so en die ander ou se mielies groei so. Wat doen julle? Onmiddellik sal hulle vir jou sê, maar daai ou en as jy nou vra ek dit in die kerk, maar ek bedoel, as hulle nou versigtig om dit te sê, maar die realiteit is so. Hulle erken baie vinnig, maar daai ou wie se mielies so gegroei het, die krag van die ander gesteel. Hoe het hy dit reg gekry? Hy het na die geeste toe gegaan en hy het vir hulle medisynes gevra en hy het dit in die nag in hulle grond gaan begrawe en hy het hulle krag gesteel en sy mielies gesit en sy mielies het beter gegroei. En so kry ek baie voorbeelde, want die geesteswêreld bestuur mense se lewens. Nou sal ek vir sê, as jy Kilimanjaro wil gaan en jy's bang vir die slegte geeste, wat doen jy? Nee, ek gaan na agter die huisie en ek gooi daar meel en as ek nou regtig ernstige slag ek 'n hoenderhok en ek gooi my bier daar uit en ek koop die geeste om vir my te beskerm, dan voel ek goed. Ek kan nou op hierdie trip gaan, ek sal nie in 'n ongeluk kom nie. Iemand anders is nie so jaloers op my dat hulle my in 'n ongeluk sal laat beland en my laat siek word op die pad nie. Ek sal kan gaan, ek is nou beskerm. En dan sê maar, op wie vertrou jy dan? Vertrou jy die Here? Ja, nee, jy vertrou die Here, maar hoe werk dit dan nou? Nee, die Heilige Gees is ook in daai boom daar. Want die goed is vermeng. En jy kom agter die misleiding wat in 'n mens kom sit. En dis nie 'n storie dat die duiwel ons mislei nie. Hy's 'n realiteit en hy doen dit. En jy kan dit daarin sien. En hy doen dit hier ook. Net op 'n ander manier. Kan ons baie maklik mislei. En dan as jy op mislei het, dan en jy wil omdraai en jy wil sê, maar ek wil nie meer so wees nie. En jy kom na die Here toe. Wat gebeur? Onmiddellik begin jy goed anderster te doen as jou familie. En wat gebeur? Jou familie verwerp jou. En hulle probeer jou doodmaak, letterlik. In Mosambiek. Dit raak verskriklik ongemaklik om 'n Christen te wees in Mosambiek. En eintlik hier ook maar. In sekere opsigte. As jy
ware kind van God die uitlewe die genade en die vrede en die vreugde en die liefde van God, uitlewe in eerlikheid en opregtheid en beklei vir dit wat die Here jou na toe stuur om te beklei voor, dan is jy ongemaklik. Dit is nie 'n gemaklike pad om te loop in die wêreld nie. Die wat lief is vir die wêreld kan nie vir God lief hê nie. So sê die Bybel. Maar as ons lief is vir God en ons het 'n kerk wat saam met ons kan gaan, dan is ons het soveel ondersteuning en maniere nodig om ons te help. Want hierdie misleiding is verskriklik sterk in die wêreld. Ek dink nie ons besef hoe sterk hy is. En hoeveel keer hy ons mislei nie. En jy soek hom nie net daar by die ouens wat steel en wat onregverdig is nie. Die probleem is, jy sien dit in jouself ook. Jou begeertes en jou wat jy wil hê. En wat jy wil bereik, die aansien wat jy wil hê. En 'n klomp aardse goed wat in mense vlees is. Soos Efesiërs 2 sê, ons word beheer deur ons geeste, deur ons begeertes en ons liste. En ons word mislei daardeur. En ons begin later van hierdie goed as goed sien, wanneer dit nie is nie. En dan sê die Here, laat God julle verander, deur julle gedagtes te vernuwe. En so, moet ons weet, in Mosambiek en ook hier, is hierdie pad wat ons moet loop, 'n ongemaklike pad. En ons kan nie gerus wees nie. Maar ons moet seker wees wie ons is. Ons moet vasmaak, wie het God ons gemaak. Ons moet daai kleed aantrek. Dit gaan nie oor goed of sleg wees nie. En ons meet te veel keer Christendom daaraan. Dit gaan oor of ons die kleed aan het of nie. Die wat vir Jesus het die lewe. Die wat hom nie het nie die lewe nie. En hy skep 'n nuwe lewe in ons. Daai vasmaak van hierdie kleed wat ek moet aan hê, is so belangrik. Want as ek twyfel daaraan en ek lewe uit twyfel, dan probeer ek myself bewys. Dan probeer ek die mooi goeders doen ter wille van aanvaarding by God of by my kerk en by my mense. En dis klare afgod. Dis klaar iets anders. As ek dit kan vasmaak in my lewe, dat ek op 'n vaste fondasie staan, ek weet wie ek is 'n geredde mens. God het my genade gegee en ek het dit gevat. Dis wie ek is. Daar nie maar 'n mens wat gered is en vasgehou word tot in ewigheid deur God self. En as ek daai sekerheid in my het, dan begin my lewe op 'n ander hoe, wat, waar, wanneer, hoe en wat daarna funksioneer. Dis 'n ander rigting. Dis nie meer dieselfde nie. En dit word deur die Gees in my bevestig. En op 'n tydjie is dit nie so 'n maklike ding om daai sekerheid te kry nie. Partykeer is dit 'n worsteling. Partykeer moet ek daarmee gaan sit. Dis hoekom die Here sê, soek die koninkryk van God. Hy sê nie vat dit maar net nie. Partykeer moet ons dit soek. Maar ons moet daai vastigheid en hy weet wie ons is. En dan kan ons opstaan en sê wie, wat, waar, hoe, wanneer, hoe, en die Gees lei ons op hierdie nuwe pad. Dan kom die vreugde, dan kan ek die verlossing en die vergifnis van my lewe, ek kan vry word van hierdie aardse mag en vashou van die duiwel op my lewe. Hy maak jou vry. Jy kan as 'n vry mens lewe. En as mense in probleme en krisisse kom, kan jy vir hulle sê, ek wens jy het my geloof gehad. Ek wens jy het my vrede gehad, ten spyte van omstandighede. Want dit die Here het vir my gegee, en ek wil dit vir jou met jou deel. En as hulle mense op jou vra, maar wat se vrede is dit? Dan kan jy die vir hom verduidelik waar jy dit gekry het. En daai vastigheid is Romeine 8 vers 16 wat ook sê dit, my gees getuig saam met jou gees dat jy kind van God is. Ek wil nou so 'n paar foto's wys van Mosambiek ook. Sommer net om so 'n bietjie terugvoer ook te gee
van wat daar aangaan. Ons, as ek nou so in Mosambiek is, dan is ek kamp ek so by gemeentes, en dan slaap jy maar so in 'n tentjie, en dan kom maar 'n klompie mense bymekaar. Daar's nou 'n kerkie, waar 'n klein groepie bymekaar is. Nou daai man byvoorbeeld en sy vrou is hy's 'n ouderling van die gemeente, maar hy's ook 'n toordokter. Want die goed word mos altyd so vermeng en jy kom dit eers later agter. En hoe die misleiding werk in mense se lewens. Daai is nou ons die hartseer is van ons kerk se sending is dat dit al hoe minder word. En ons wil dit omdraai. Aan die begin is gesê ek soek sendelinge. Ek kan nie daar weggaan as daar nie nog iemand kom nie. Dis ongelooflik baie werk. Daai mense het ons manier van nodig ook om hulle te help, net soos ons hulle ook nodig het om ons eie kultuur te verstaan. En daai is 'n sendeling Fritz en sy vrou Nikki wat in Junie maand tree hulle af. Hulle kan nie meer nie. Hulle kom terug. Ek het dalk nog 10 jaar om te werk. Weet nie. As jy my liggaam hou, dan wil ek nog 10 jaar werk. En die mense wat hulle moet begelei, kyk, die vrou in die linkerkant is Fatima, het 'n ongelooflike bediening in Kwamba begin. Hulle het al 2000 jong mense bereik. Hy sê, dan gaan kuier jy daar, dan sal staan sy 15-jarige dogtertjie op en dan sê, vertel vir ons, wat doen jy? Sy het 7 groepe, Bybelstudiegroepe en disipelskapgroepe wat sy bestuur in daai dorp. So elke aand is sy op 'n ander plek met 'n ander groep besig. En sy's 15 jaar oud. En 'n jong man staan op, hy het 3 groepe. En 'n ander man staan op, hy het 'n bediening in die tronk. Hulle is besig met disipelskap, maar daai sendeling gaan weg. En hulle moet staande bly. Daar moet nog mense kom. Daai somme van die kindertjies in die kerk. Die jong mense is verskriklik en die klein kindertjies is verskriklik belangrik in ons bediening. Baie keer verander groot mense nie sommer nie. Ons is so vas in ons goed dat jy met jong mense moet begin werk. En 'n kind kan leer om daai verhouding, daai persoonlike ken van God te kan hê en 'n karakter te kan bou wat kan staande bly in die aanslag van in die misleiding in die wêreld. Daar sit ons in die kerk ook 'n jeugskooltjie. Ons is nou seker omtrent ten minste oor 250 kerkies versprei in daai 4 noordoostelike provinsies van Mosambiek. Hierdie is nou daar naby die grens van Tanzanië en ook naby die area waar die oorlog so aan die gang is. Maar daai kindertjies is elke dag, maar daai onderwysers moet gehelp word. Hulle leer nou al vir die kinders lees en skryf en somme maak, maar hulle het nog nie geleer om werklik vir die kinders 'n karakter te bou nie. 'n karakter in Christus te bou nie. En ons moet mense kry wat hulle kan help. Daar is ons besig so in 'n gemeente, ek gaan net so in 'n huisbesoek natuurlik by mense kom. Mense raak baie eerlik as jy by hulle huise kom en praat oor hulle uitdagings. Daar bid ons saam met 'n huisbesoek. Daar is ook 'n huisbesoek. En ja, dis ook nog 'n kerkie wat ver in die bos. Hierdie kerkie het ons gegaan toe die onluste so in Mosambiek was. Dit was die laaste een wat ons kon besoek. Toe ons nou die aand daar sit en besig is, toe kom die polisie daar ingejaag en hulle arresteer ons so half en vat ons dorp toe en ons sit daar vir 2 ure en word ondervra in die polisiestasie. En uiteindelik toe kom hulle nou agter ons is daarom nou nie betrokke by die onluste en die goed nie. Toe het hulle ons weer laat gaan. Toe gaan ons terug, toe gaan ons maar aan. Maar daarvandaan moes ek toe die land verlaat, want dit te gevaarlik geword vir daai stadium. Ek moes 6 maande in Suid-Afrika bly. Daar sit ons in daai plek, daar onder daai boom het 'n gemeentetjie ontstaan. Net nadat ek weg is, het ek gehoor. En die dominee ry op sy fiets 150 km soontoe en hy besoek hulle kort. En daar is vandag 'n gemeentetjie, Malema gemeentetjie. Daar is 'n jeugdiens in Melanzi. Dis die heel eerste kerk wat ons begin het, gemeente wat ons begin het. En daar hou hulle jeugdiens om net om 'n idee te kry en toe ons groot ek sou sê deurbraak was toe ons al die dominees daar by mekaar gekry het vir 'n konferensie
en baie diep oor die goed gesels het. Hierdie is aan Kwamba waar die mooi bediening aan die gang is. Ek gaan nou maar vinnig, ons tyd is alweer verby. En daar is ons ook in 'n kerkie. Dis die vrou wat in die stof gerol het. Wat so vol vreugde was. Daar sit sy nog voordat sy gerol het in die stof, het ek die foto toevallig geneem waar sy in die gestaan het. Daar is die kerkie. En dis ver weg van alles. Dis regtig ver in die bos. En hulle het nie gedink dat die geloof ook vir hulle is nie. Daai vrou. Kom ons word stil en dan bid ons saam voor ons die offergawes opneem. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir die woord. U wat ons kom nooi het toe ons dit nie verdien het nie. Here, gee dat ons in ons gees saam met u gees werklik weer 'n bevestiging sal kry van ons verhouding met u. En dat ons ook bewus sal word van die misleiding van die wêreld wat hier in onsself sit en rondom ons is. Die weerstand, die ongemak. Maar dat U ons stuur na hulle wat ongemaklik is. Om verhoudings te bou met mense wat nie soos ons is nie. Gee ons die genade om nie die verskille te soek nie, maar die ooreenkomste en vriende kan wees en liefde kan wees en te kan respekteer en onsself as minder kan sien as hulle. En by hulle leer oor hulle lewens, sodat ons hulle ook kan wys van u lewe. Dat ons in daai ongemaklike verhouding sal ingaan. En ons u stem kan hoor, na waartoe u ons wil stuur, en hoe u ons wil gebruik. Dat ons nie sal verval in 'n gemaklike lewe nie. Maar dat ons u sal volg. Al het u kop nie 'n plek om neer te lê nie. Al het jakkals se gate, u het nie 'n plek om u kop neer te lê nie. Maar dis die pad wat ons loop. Gee Here dat ons in hierdie wêreld lig sal wees en hoop sal bring en die koninkryk sal vestig. En deel sal neem aan u bruilofsfees. In Jesus se naam. Amen. Psalm lied 422 vers 1, 2 en 3. Die Heer het opgestaan. Ons hoef nooit moedeloos te wees nie. Ons het die mag van God saam met ons, so as ons kan daai lied sing met oortuiging van wie ons is in Christus, dat ons die kleed aan het. Kom ons sing dit met ook as 'n lofprysing vir en daardeur sommer ook weer onsself ons harte oopstel en sê Here, hierdie oorwinning ontvang ons ook nou weer. Kom ons sing saam die lied 422. Say
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco tudo, agora para sempre. Amém.